Goeiedag en welkom by hierdie oordeenking. Dink jou in die Israeliete is in die Babyloniese ballingskap weggevoer na 'n vreemde land. Daar moes hulle weer 'n lewe leef. Anders, ongemaklik, sleg. Maar mens raak vinnig iets gewoond, al is dit verskriklik. 'n Mens pas aan. Selfs te midde van oorlog skep mense 'n nuwe normaliteit en gaan aan. Nou in hierdie realiteit van die Israeliete, hoor hulle God se stem oor hulle toekoms. En God moedig hulle aan. Kyk, sien, glo, laat gaan. Lees saam met my uit Jesaja 43. Moenie dinge van vroeër in herinnering roep nie. Op vorige gebeure moet julle nie die aandag vestig nie. Kyk, ek gaan iets nuut doen. Dit gaan nou uitspreid. Kan julle dit nie besef nie? Selfs in die woestyn sal ek 'n pad maak en die wildernis riviere. Die wilde diere sal my eer, die jakkalse en steenuile, omdat ek water in die woestyn, ja riviere in die wildernis gee, om my uitverkore volk te laat drink. Die volk wat ek vir my gevorm het. My lof sal hulle verkondig. Is dit nie so dat dit vir ons ook dikwels moeilik is om te vertrou dat die nuwe ding wat kom, beter sal wees as die ou ding wat ons ken nie? Trevor Hudson sê, as we deal with this new thing that God incites in our lives, I think one of the deepest attachments is our commitment to security. And many times the new thing that God incites in our lives, or in our relationships, is often an invitation to a kind of uncertainty. Dis vir my moeilik om gemaklik te raak in die tussenentyd waar ek nie meer bly waar ek was nie, maar nog nie is waarin ek op pad is nie. Die onsekerheid terwyl ek vertrou, is iets waarmee ek nie natuurlik gemaklik is nie. Die nie weet presies wat voorlê nie, veral wanneer daar dinge is waaroor jy bekommer, is moeilik. Dit kan jou laat vra. Van die vrae wat gewoonlik by my opkom is, sal ek dit kan doen? Gaan dit oukei wees? Wat as? Hoekom gebeur hierdie? Ons klou aan 'n gevoel van veiligheid wat ons glo ons kry wanneer ons weet wat gaan gebeur, asof ons regtig kan weet. Of wanneer ons voel ons het 'n mate van beheer. Ons klou aan wat ons ken, want dan voel ons veilig, selfs al is ons ongelukkig. Wat as ons die uitnodiging na iets nuut kan ontvang en aanvaar, selfs al vat dit ons na 'n mate van onsekerheid? Dan, as ons die een wat wel weet wat kom en waarin ons gaan kan volg, dan kan ons vrae dalk begin anders klink. Vrae soos, wat is God besig om te doen in my lewe? Wat moet ek nou sien? Wat sit God op die oomblik in plek in my lewe? Wat is die nuwe dinge wat hy in my werk, my gedagtes, my emosies, in my verhoudings doen? Toe ek aan hierdie vrae dink en ek kyk na wat nuut is in my lewe, toe let ek op dat God vir my 'n nuwe vriendskap gegee het wat ek so nodig kry waar ek nou in my lewe is. Hy werk deur hierdie vriendskap in my lewe. Hy het hierdie vriendskap in plek geskry nog net betyds vir die volgende blou blok wat sou nodig wees om my te bring waar ek nou is. Maar ek moes ander vrae vra om te kan insien wat die nuut in my lewe nou is en dat die nuut nodig is en goed is. Ek dink aan my eie kinders. Dikwels wil ek nooi om ek wil hulle nooi om 'n nuwe ervaring te geniet, iets nuut te leer, selfs iets nuut te proe. En ek verstaan hulle skrikkerigheid, maar ek voel ook hoe graag ek wil hê hulle moet verby die vrees kom en vertrou dat dit sal goed en opwindend wees. Een spesifieke geleentheid het ek my kinders aangemoedig om 'n sekere glybaan in die waterpark te probeer. Hulle wou net daar in die plaspoeltjies bly, want dit is wat hulle geken het en waar hulle veilig gevoel het. Daar was hulle oukei, al was hulle dalk 'n bietjie verveeld. Maar na baie oortuiging kom hulle toe uiteindelik saam met my. En ek het een vir een hulle vasgehou en seker gemaak hulle voel veilig soos wat ek saam met hulle daar afgegly het. En wat 'n fees, wat 'n avontuur. Ons het seker 100 keer daar afgegly en nooit weer teruggegaan na die plaspoeltjies nie. Ek wonder of God ook so saam glimlag en lag, soos wat hy vir ons die avonture gee, en soos wat hy sien, dat dit wat hy gun en ontwerp, soos wat hy sien dat ons dit geniet.
Ek is seker dat hy ook so vol liefde voel wanneer ons hom vertrou en ons hom toelaat, dat hy ons vashou, soos wat ons die lewe saam met hom aandurf. Die lewe wat jy gekry het, laat toe dat hy jou 'n nuwe kyk gee, 'n vars blik op jou toekoms. Dalk is daar net ander perspektiewe, ander gesindhede, ander maniere wat jou na groter vryheid en vreugde kan lei. Dalk is dit nie draai na hom. Dalk is dit oorgee aan die drome wat hy vir jou het. Dalk is dit ja sê vir iets, of dalk is dit juis nee sê vir iets. In jou vorentoe kyk, neem hierdie woorde van seën ter harte. Ek lees uit Jesaja 43 die eerste paar verse. Maar nou, so sê die Here jou skepper, Jakob, die een wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie, want ek het jou losgekoop. Ek het jou op jou naam geroep. Aan my behoort jy. As jy deur water moet gaan, ek is by jou, of deur riviere, hulle sal jou nie oorspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, jy sal nie geskroei word nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou verlosser. Ek gee Egipte as jou losprys, Kus en Seba gee ek in jou plek. Omdat jy kosbaar is in my oë, geëer is, omdat ek die een is wat jou liefhet, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. Kom ons bid saam. Dankie Jesus dat U by ons is nou en in ons toekoms. Dankie dat ons hierdie jaar saam met U kan aanpak. U is goed. U liefde is meer as wat ons kan verstaan. Dankie daarvoor. Help ons om U te vertrou en saam met U te gaan. Amen.